soos wat daar werklik is rondom Jerusalem, so is die Here rondom sy volk, van nou af tot aan alle ewigheid. Gemeente, ons het nou vanoggend nie eintlik kindertjies wat hier voorsit nie, maar ek het tog so 'n kort boodskapie vir ons kinders voorberei en julle kan ook maar luister. Die grootmense is eintlik ook maar almal van ons. Die Here sê, as jy nie soos 'n kindjie is nie, sal jy die koninkryk van God nooit binnegaan nie. So eintlik is ons almal kinders, maar die wonderlike wete is ons is kinders van die Vader in die hemel. Ek wonder wie van julle dink of 'n mens God kan sien. Kan 'n mens God sien? Die Bybel sê vir ons, nie regtig nie. Jy kan nie God op hierdie aarde, is daar van Moses gesê, na hom kyk en bly lewe nie. Maar in 'n geestelike sin kan ons tog God sien. By geleentheid het 'n ou seentjie vir sy ouer sussie gevra, "Sussie, kan 'n mens vir God sien?" Nou sy was besig om met haar poppe te speel en sy was eintlik glad nie lus vir moeilike vrae nie. En toe sê sy vir hom, "Ag, ou dom kop, jy weet mos, mens kan nie God sien nie, want God is in die hemel en kan jy miskien tot daar sien?" Die ouetjie was 'n bietjie afgehaal, maar rukkie later toe vra hy vir sy mamma, "Mamma, kan 'n mens God sien?" En toe sê sy vir hom, "My kind, nie regtig nie. God is eintlik gees en God woon ons eintlik maar in ons harte. Maar ons kan hom nie regtig uit ons oë sien." Nou die ou seentjie was bietjie tevrede, maar nie heeltemal tevrede nie. En toe op 'n dag toe nooi sy oupa hom om te gaan visvang saam met hom. En toe hulle die middag laat die visstokke begin wegpak, het die son begin sak en op die water het daar die pragtigste tonele verskyn, met die mooiste kleure. En toe dink die seentjie, ek gaan nou vir oupa ook vra, "Oupa, kan 'n mens God sien?" Nou oupa het net geglimlag. En toe kyk hy weer na die pragtige toneel en hy sê, "Weet jy, ou man, party daar dink ek sien niks anders nie as net vir God." Nou wat het oupa bedoel? Ek dink oupa het bedoel dat jy God eintlik oral rondom jou kan sien in dit wat rondom jou gebeur. Ons moet dit ons oë oopmaak. So wanneer ons ou kindertjies buite speel en jy hoor die wind suis en jy hoor die blare ritsel, dan sien jy eintlik vir God en jy hoor vir God. As jy die pragtige voeltjies sien wat so vrolik sing, dan sien jy God en jy hoor vir God. En as jy die pragtige blomme sien en ruik hoe lekker ruik hulle, dan hoor en sien en ruik jy eintlik vir God. En as die son skyn en daar buite, en jy's by die see en die branders bruis, en jy sien die magtige golwe, dan sien jy ook vir God. Selfs as jy mooi musiek luister, hoor jy vir God. So God is regtig oral. En selfs as ons 'n dak oor ons kop het, en ons weet, daar's genoeg kos om te eet, dan sien ons eintlik ook God. Maar die heel belangrikste, en dit is veral vir ons kinders van toepassing, as jy bang is en dit is donker, kan jy weet, God is by en met jou. En jy kan met hom praat enige tyd. En dit is so wonderlik om te weet, jy kan veilig en rustig voel, want God sal jou nooit alleen los nie. Jy kan God eintlik in alles rondom jou sien. Kom ons sluit dan nou aan en ons sing dan sommer wat aanpas by dit wat ek pas gesê het. Ons lofsang, en dit is die 1ste tot die 4de vers van lied nommer 552. Lieve Vader, ek sê dankie vir die wêreld rondom my, want die hemel en die aarde het ons als van U gekry. Lieve Vader, ek sê dankie vir die lewe rondom my, al die blomme en die diere het al pracht van U gekry.
liefde by my bly. Liewe Vader, ek sê dankie, dat ek soveel van die kry. Maar die grootste is die liefde, wat ook in my hart kom bly. Behalwe vir Exodus 20 en Deuteronomium 5, waar die wet van God ten volle en volledig vir ons gegee word, is daar 'n hele paar plekke in die Bybel waar die wet van God en die kern van die gebooie baie kort saamgevat word. En een van hulle vind ons in Romeine hoofstuk 13 vanaf vers 8 tot en met vers 10. Julle moet niemand iets verskuldig wees nie, behalwe om mekaar lief te hê. Wie sy medemens lief het, voer die hele wet van God uit. Al die gebooie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie begeer nie, of watter ander gebod daar ook al is, word immers in hierdie een gebod saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad aan nie. Daarom is die liefde die vervulling en die uitvoering van die wet. Gemeente, as ons nou eerlik moet wees, dan kan ons nie anders nie as om te erken dat hierdie liefde vir jou naaste en vir God is nie altyd teenwoordig in ons lewens en in ons optrede. En daarom behoort ons dan ook te bely voor God dat ons skuldig staan en dat ons nie altyd doen wat sy wet van ons vereis nie. Dit gaan ons dan nou doen deur saam te sing uit die 3de vers van lied nommer 239. Want ons hoor in Psalm 103, reeds in die Ou Testament, staan daar, hy sal ons sonde nie bly toereken en nie vir ewig toornig bly nie. Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie, vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie. Want, en dan kry ons die motivering, hoekom is God bereid om dit te doen? Dan staan daar, want so groot as die afstand tussen hemel en aarde is, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. Met hierdie wonderlike vryspraak is dit ook nou gepas dat ons sal luister wat die woord van die Here vir ons sê en wat God van ons verwag. En ek gaan nou vir ons uit Psalm 73 lees. Nou hierdie Psalm, voordat ons nou die gebed doen, wil ek net sê, hierdie spesifieke Psalm is 'n Psalm wat omtrent 3000 jaar gelede geskryf is. En wanneer ons dan nou hierdie Psalm lees, dan wil ek vir julle vra, kyk 'n bietjie of jy iets kan agterkom as jy dit vergelyk met die tyd waarin ons leef. En kyk ook sommer terselfdertyd of jy kan sien hoe dat hierdie Psalm in verskillende dele uiteenval. Maar voordat ons nou lees uit die woord van die Here, kom ons raak net stil en ons vra die seën van die Here op die verkondiging van sy woord. Here, dit is vir ons so goed om in die huis te wees. Want om in die huis en in die teenwoordigheid te wees, is 'n voorreg wat gelowiges beskore is. En waarom baie ander mense glad nie omgee nie. Ander mense het nie 'n saak met u op hierdie dag nie.
Hulle is met allerlei dinge besig, maar U het ons begenadig. U het ons geroep om na U woord te kom luister en om U te aanbid. En Here, as ons nou weer by mekaar is, dan vra ons ook, maak ons harte werklik oop. Stel ons geestelik in, sodat die Gees kan hoor, dat ons kan hoor wat die Gees vir die gemeente wil sê. Spreek, Here, die kinders is gereed om te luister. Amen. Psalm 73, die ou vertaling het gesê, of die opskrif van die ou vertaling was die groot raaisel. Nou in die 83 vertaling, waar ek nou uit gaan lees, is die opskrif, dit is vir my goed om naby God te wees. Dit is 'n psalm van Asaf, en hy begin so. God is vir Israel baie goed, vir die wat rein van hart is. Tog het ek daaraan begin twyfel, ek het byna koers verloor, want ek het die hooghartige goddeloses met afguns beheer, toe ek hulle voorspoed sien. Hulle het geen kwellings nie, hulle is sterk en gesond, hulle het nie sorges soos ander mense nie, hulle het nie teëspoed soos ander nie. Daarom hang die trots aan hulle soos 'n halssnoer en kleef geweld aan hulle soos 'n kleed. In die weelde van hulle voorspoed matig hulle self enigiets aan. Smalend stook hulle kwaad, hooghartig dreig hulle met geweld. Hulle laster teen die hemel en beledig links en regs op die aarde. Tog hang die volk hulle aan en drink gretig hulle woorde in. Hulle vra, hoe sal God dit uitvind? Hoe sal die Allerhoogste dit weet? Dis hoe die goddelose mense is. So gaan hulle ongehinderd voort om rykdom op te hoog. Dat ek is nou Asaf, die kwaad vermy het en met die eed my onskuld verklaar en is niks gehelp nie. Want elke nuwe dag het vir my teenslag gebring en elke môre nuwe straf. Maar as ek so sou aanhou praat, sou ek die verloon wat aan U behoort. Daarom het ek diep nagedink om dit te verstaan. En dit was vir my bitter moeilik, totdat ek in die heiligdom van God ingegaan en besef het wat die uiteinde van die goddeloses is. U laat hulle op gladde plekke loop. U laat hulle ondergaan deur hulle eie geknoei. In 'n oogwink word hulle iets afgrysliks, gaan hulle te gronde, tref 'n verskriklike einde hulle. Net soos 'n droom wat ophou as 'n mens wakker word, so verdwyn hulle, Here, as U ingryp. Toe ek verbitter was en veronreg gevoel het, was ek dom en sonder insig. Soos 'n redelose dier het ek my teenoor U gedra. Tog was ek nog altyd by U, want U vat my aan die hand. U lei my met U raad en aan die einde sal U my in ere by U opneem. Nou kom ek by ons teks. Daar is niks in die hemel of op die aarde wat vir my meer beteken as U. Al is ek afgetakel na liggaam en gees, God is my sterkte. Aan Hom behoort ek altyd. Die wat ver van U af is, gaan verlore. U vernietig die wat aan U ontrou is. Maar wat my aangaan, dit is vir my goed om naby God te wees. Ek het die Here my God gekies as my toevlug. Ek sal van al U werke bly vertel. Ek wil dan die woord bedien vanuit die hele Psalm, maar spesifiek dan hierdie teks, vers 25, daar is niks in die hemel of op die aarde wat vir my meer beteken as U. Van die skrywer van Psalm 73, Asaf, weet ons eintlik bitter min. Wat ons wel weet, is dat hy 'n Lewiet was, wat 12 van die 150 psalms geskryf het. Ons weet ook dat hy deur Dawid ongeveer 10 eeue voor Christus aangestel is as een van die hoofsangers en een van die musikante wat in die tabernakel diens moes doen. Nou die van julle wat Bybels hier het, kan gerus maar die Bybel voor die skoot op die skoot oophou wanneer ons nou na hierdie Psalm in diepte gaan kyk. So ons kan dus sê dat Asaf was wel 'n gelowige Israeliet. En nou is dit interessant dat heel wat later
'n hele paar jaar, 500 paar eeue later, lees ons in die boek Esra, dat die groep van Asaf het nog steeds diens gedoen in die tempel. En dit wil vir ons lyk asof Asaf hierdie psalm op 'n baie gevorderde leeftyd geskryf het. Want ons hoor hom hier praat oor dinge wat hy deur sy hele leeftyd gesien, belewe, waargeneem en ervaar het. En wanneer ons dan in hierdie psalm ontleed, dan val dit eintlik vir ons baie duidelik in 3 hoofdele uiteen. En ek dink gepaste opskrif sou ook wees, as ons hierdie psalm met die volgende opskrif sou wil lees, 'n gelowige vroeg oor die groot raaisel. Kom ons kyk. In die eerste plek na Asaf se twyfel. Asaf begin sy psalm wel deur in die begin te sê, God is vir Israel baie goed, vir die rein van hart is. Maar onmiddellik nadat hy dit sê, dan hoor ons sy twyfel, want in vers 2, net die volgende vers sê hy, tog het ek daaraan begin twyfel, ek het byna koers verloor. Nou, hoekom sou iemand wat die een oomblik nog die goedheid van God besing en bely, net die volgende oomblik begin twyfel? So erg dat hy self sê, ek het byna koers verloor. Eintlik gee hy vir ons die antwoord in verse 3 tot en met vers 12. Wat hoor ons in hierdie verse? Ek hoor in hierdie volgende verse, dat Asaf oor 'n lang tydperk die optrede, die gesindheid en die dade van goddelose, ongelowige mense bekyk het. En dan het hy waargeneem dat goddeloses eintlik voorspoedig is. Vers 4 sê hy, hulle het geen kwellings nie, hulle is sterk en gesond, hulle het nie sorge soos ander mense nie, hulle het nie teenspoed soos ander nie. Die voorspoed van die goddeloses, sê Asaf, het hom eintlik afgunstig gemaak en hy het begin jaloers raak op hierdie mense wat blykbaar altyd dit mee net goed gegaan het. Maar hy as gelowige het waarskynlik, dit klink so, eintlik dit was swaar kry en teenspoed in sy eie lewe ervaar. En dit het gemaak dat hy op die goddeloses begin jaloers raak het, omdat dit met hulle altyd duidelik volgens hom net goed gegaan het. Maar wat hom erg ontstel het, is dat hierdie goddelose klomp was ook uiters arrogant. Want in vers 6 sê hy, daarom hang die trots aan hulle soos 'n haalsnoer en kleef geweld aan hulle soos 'n kleed. Maar hoor 'n bietjie in verse 7 tot 9, hoe erg het hierdie goddeloses van sy tyd te kere gegaan. In die weelde van hulle voorspoed sê hy, matig hulle enigiets aan. Smalend stook hulle kwaad, hooghartig dryf hulle met geweld. Hulle laster teen die hemel en beledig links en regs op die aarde. So hierdie mense waarna Asaf hier verwys, die goddeloses, was in sy tyd inderdaad 'n rowwe, arrogante skop, en wat hom meer nog ontstel het, hoor ons in vers 10. Tog sê hy, hang die volk hulle aan en drink gretig hulle woorde in. Die volk van Israel, wat God se uitverkore volk was en wat veronderstel was om God aan te hang, hulle hang die goddeloses aan en drink gretig hulle woorde in. Kan julle Asaf se ontsteltenis, sy twyfel, sy dilemma begryp? Dit voel vir hom asof alle waardes, alle godsdienst, elke stukkie geloof dood eenvoudig aan skerwe begin spat het. Die goddeloses se arrogansie het eintlik nog verder gestrek, sê Asaf. Hy sê, hulle het vergeet dat God daar is. Hy vra in vers 12, hoe sal God dit uitvind, vers 11? En hoe sal die Allerhoogste dit weet? En dan sê hy in vers 12, dit is hoe die goddelose mense is. So, sê hy, gaan hulle ongehinderd voor om rykdom op te hoop. So hierdie ontstellende gedrag van die goddelose, hooghartige mense het dus veroorsaak dat die gelowige Asaf sterk begin twyfel het aan God. Hy sê byvoorbeeld in vers 13 en 14, as hy sy frustrasie uitroep, dan sê hy dat ek die kwaad vermy het en met 'n eed my onskuld verklaar het, het dus niks gehelp nie,
want elke nuwe dag het vir my teenslag gebring en elke môre nuwe straf. Wat hoor ons hier? Ek hoor hier die groot frustrasie van 'n moedelose gelowige wat verward en self verbitterd geword het omdat hy gevoel het God maak nie reg nie. Hy, Asaf, wat die kwaad probeer vermy, hy kry eintlik net teenslag en elke môre nuwe straf. Daarteenoor sien hy dat die goddelose gaan onverstoord voort met hulle godslasterlike lewe. Die ou vertaling het dit so gestel, en ek sien die 2020 vertaling ook, hulle oop peel uit van vet. En dit het gemaak dat Asaf begin twyfel het aan God, nie net aan God nie, maar volgens vers 21 het hy selfs verbitterd en verontreg begin voel. Nou gemeente, dalk is daar van julle wat ook al so gevoel het soos Asaf. Want jy en ek lewe ook in 'n tyd waarin goddelose mense ongebreideld optree asof daar geen God meer is nie. Moorde, geweld, brandstigte, beroof, inbrake, gesinsgeweld, dwelmmisdrywe, kapings is aan die orde van die dag. Die flagrante korrupsie en diefstal van talle van ons land se leiers word eenvoudig toegesmeer, verdedig en selfs toegejuig. Eerlike mense in ons land styer onder die nimmer eindigende stroom van onthullings oor al die skreiende korrupsie. Alle skuldiges word nooit vervolg nie, maar eerder beskerm en gaan net soos Asaf hier sê, ongestoord voort om rykdom op te hoop. Geen nuusberig is omtrent meer vandag sonder geweld en uittartende optrede nie. In die briewe kolomme op sosiale media word selfs die gelowiges, kerke en predikante bespot en belaglik gemaak. En op die oog af lyk dit vir ons asof die goddeloses nie regtig teëspoed kry nie. Die meeste korrupte ouers loop telkens weg met 'n goue handdruk. Soos vers 9 dit stel, hulle beledig links en regs op die aarde. Tog hang die volk hulle aan en drink gretig hulle woorde in. Hoe groter die korrupsie, hoe groter die toejuiging. Die vleitjieblassers, mense wat eerlik is en ons en die skelmstreke aan die lig bring, hulle word een na die ander vermoor en soos vlee afgemaai. In so 'n mate dat 'n mens voel partykeer soos Jakob in Genesis 28 vers 17 uit te roep toe hy gesê het, hoe skrikwekkend is hierdie plek. En my liewe medegelowige, as jy vanoggend dalk soos Asaf 'n bietjie verbitterd en selfs woedend voel oor al die onreg en wanorde rondom jou, wil ek jou vra om te besef dat Psalm 73 het nie hier gestop nie. Asaf het aanvanklik die groot fout gemaak om weg te kyk van God af. Hy het net rondom hom gekyk. En dit het hom laat verwar en selfs laat twyfel. Maar gelukkig het hy uiteindelik begin besin en besluit om weer op te kyk na bo. Daarom kyk ons in die tweede plek na Asaf se ontdekking. Nadat hy sy mond uitgespoel het en sy twyfel, mens kan amper sê hartstogtelik uitgebodder het hy tog weer nagedink. In vers 15 sê hy, maar as ek so sou aanhou praat, sou ek die verloon wat aan U behoort. Skielik besef hy is nie die enigste gelowige wat swaar kry en verward is nie. Hy is immers deel van God se groter familie. En as hy sou aanhou om as gelowige so te praat, besef hy eintlik laat ek my medegelowiges God se familie in die steek. Meer nog, hy het besef hy verloon eintlik sy skepping. Sy verbittering oor die arrogansie en die voorspoed van die goddeloses het hom skoon vergeet aan wie hy eintlik behoort. En hy het ook begin vergeet wie is dit wat alles beheer. Daarom sê hy in vers 21, toe ek verbitterd was en verontreg gevoel het, was ek dom en sonder insig, soos 'n redelose dier het ek my teenoor U gedra. Asaf het inderdaad
byna koers verloor, soos hy sê aan die begin. Maar nou, na sy emosionele uitbarsting, kom hy tot 'n tweeledige ontdekking. Eerstens ontdek hy, dat dit met die goddeloses net tot op 'n punt goed gaan. Hy sê in vers 16 en 17, daarom het ek diep nagedink om dit te verstaan, en was dit vir my bitter moeilik, totdat ek in die heiligdom van God ingegaan en besef het wat die uiteinde van die goddeloses is. So Asaf ontdek tweedens ook dan, dat goddelose mense uiteindelik presies dieselfde eindbestemming het. In vers 18 tot 20 sê hy, u laat hulle op gladde plekke loop. U laat hulle ondergaan deur hulle eie geknie. In 'n oogwink word hulle af iets afgrysliks, gaan hulle te gronde, tref 'n verskriklike einde hulle. En dan sê hy net, soos 'n droom wat ophou as 'n mens wakker word, so verdwyn hulle, Here, as u ingryp. Wat presies ontdek Asaf in hierdie tweede deel van die Psalm? Asaf het geleidelik begin om die groter prentjie raak te sien. Hy ontdek dat ondanks alles wat hy rondom hom sien en wat gebeur, dat God nog altyd steeds daar is. Al dink die goddelose, God sien hulle nie, en God slaan. God sien nie die verskriklike dinge wat hulle doen nie. Is dit besef Asaf nou tog nie so nie? Psalm 21 sê immers, die beskermer van Israel snymer nie in en hy slaan. En in Galasiërs 6 vers 17 staan daar, God laat nie met ons spot nie, wat 'n mens saai, sal hy ook oes. En dit het ons gesien, toe Robert Mugabe van Zimbabwe na 37 jaar van wrede dade uiteindelik deur sy slegte dade ingehaal is. En selfs die dade van ons land se leiers, korrupte leiers, begin hulle stadig maar seker inhaal. So, broer en suster, die goddelose kom tog nie uiteindelik weg met sy goddelose optrede. Al neem dit lank. Uiteindelik haal sy of haar goddeloosheid hulle in, al is dit op hulle sterfbeddens. Die goddelose se uiteinde is iets afgryslik. Ek het al persoonlik gesien hoe rustig 'n ware gelowige mens sterwe en sy sterfbed ervaar. Maar ek het ook al persoonlik gesien wat 'n verskriklike wroging en worsteling het 'n onverskillige mens wanneer hy of sy op hulle sterfbed lê. Asaf het na hierdie lang wroging besef, dit is tog die moeite werd om God end uit te dien. So as jy ooit twyfel of dit die moeite werd is om God steeds te dien en te volg, weet dan, hierdie psalme leer vir ons, dit is tog die moeite werd. Want die uiteinde van 'n ware gelowige verskil drasties van die van 'n onverskillige mens en 'n ongelowige. En dit is tog wat op die uiteinde saak. Nou gaan ons kyk in die laaste plek, die derde plek, na Asaf se belydenis. Nadat Asaf eers getwyfel het en toe 'n ontdekking gemaak het, sluit hy sy psalm in die derde deel af met 'n aangrypende belydenis. Sy worsteling, sy wroging is uiteindelik verby. Die groot raaisel wat hom so besig gehou het, is ontrafel. En dan, nadat hy die lig gesien het, sluit hy sy lewensverhaal af deur uit dankbaarheid aan God die eer te gee wat God toekom. Na sy erkenning dat hy hom soos 'n redelose dier teenoor God gedra het, erken en bely hy dat God hom in werklikheid nog nooit in die steek gelaat het nie. In vers 23 sê hy, tog was ek nog altyd by u, want u vat my aan die hand. Hoor jy mooi wat Asaf hier sê? Soos dat 'n pa 'n klein seentjie aan die hand sal neem en hom veilig oor die gevaarlike besige straat sal lei, so neem God vir my en vir jou as sy kind aan die hand en begelei ons dwars deur ons lewens. God laat nooit jou hand los nie. In vers 24 sê hy, u lei my met u raad en aan die einde sal u my in ere by u opneem. Wat 'n wonderlike vooruitsig. Deur dit en dit
deur voorspoed en teëspoed, is God daar vir sy kinders. Al is jy oud en afgeleef, sê Asaf, jy bly God se kind. Hoor wat sê hy in vers 26. Al is ek afgetakel na liggaam en gees, God is my sterkte, aan hom behoort ek vir altyd. Is dit nie aangrypend nie? As gelowige besef Asaf uiteindelik na sy wroging en worsteling, ek behoort vir altyd aan God, selfs in die hiernamaals. Medegelowige, as jy en ek nou vandag eerlik terugkyk op ons lewenspad, kan ons eintlik ook mos nou nie anders nie as om God se goedheid soos 'n goue draad deur ons ganse lewens te sien. Elkeen van ons het miskien ook al baie waarskynlik gewonder oor die voorspoed van die goddeloses. En miskien het ons ook al ergens op die lewenspad begin twyfel en dalk soos Asaf heeltemal koers verloor. En tog die wonder is dat toe ek soos Asaf dom en sonder insig soos 'n redelose dier opgetree het, was God nog altyd daar om my hand te vat. In al my krisisse het God nooit my hand gelos nie. Toe ek nie alleen kon loop nie, het God my gedra. Toe ek dalk vrae gehad het en selfs miskien begin twyfel het God my styf vasgehou. Ons ken Koos Du Plessis se pragtige lied Gebed. Daar sê hy, elke afdraai paadjie ken ek. Elke keer het ek verdwaal. Maar dan sê hy ook, elke keer het u my iewers omhaal. Hoe waar is dit nie? Die blote feit gemeente dat God vir Asaf in al sy twyfel, mens kan amper sê in sy opstand teen God, nooit gelos het nie, terwyl hy gewroeg het en moontlik afgedwaal het, sê vir ons, God is daar. En daardie wete, het Asaf laat bely in ons teks, wanneer hy sê, daar is niks in die hemel of op die aarde wat vir my meer beteken as u nie. Asaf het uiteindelik besef dat ware rykdom net in God te vind is. En in vers 28 sluit hy dan hierdie aangrypende Psalm af deur uit te roep, maar wat my aangaan, dit is vir my goed om naby God te wees. Ek het die Here my God gekies as my toevlug. Ek sal van al die werke bly vertel. Wat leer jy en ek uit hierdie wroging, uit hierdie Psalm? Ek dink ons leer dat ons dinge waaroor ons geen beheer het nie, maar rustig kan oorlaat aan God, wat nie net my lewe nie, maar ook die ganse geskiedenis, die hede en die toekoms in sy hande hou en steeds sal hou. En ek behoort eintlik ook soos Dawid in Psalm 31 vers 16 te sê, my tye is in u hand. Mag ek dan daarom vir jou vra, en ek moet dit altyd vir myself ook vra, sal ons nie maar 'n slag ophou om rondom ons te kyk nie, en eerder weer boontoe kyk. Want weet jy, as ons as gelowiges, soos Asaf praat voordat hy ontdek het en bely het, dan is ons eintlik ook maar besig om God se koninkryk skade aan te doen. En die wonder dat jy en ek, ons leef omtrent 3000 jaar na Asaf se tyd. Maar Asaf het vooruit soos ander gelowiges in Jesus Christus geglo. Maar jy en ek weet, Jesus het gekom. En waar Asaf nog nie die verlossing van Jesus beleef het nie, maar vooruit daaraan geglo het, kan ek en jy vandag getuig daarvan. Jesus het gekom. En Jesus het aan die kruis vir jou en my sonde gesterf. Daarom het ek en jy nog veel meer rede as Asaf om te bely en te getuig. Daar is niks in die hemel of op aarde wat vir my meer beteken as u. As jy dit dalk gewonder het, hoe kan ek my dankbaarheid teenoor God bewys en ook vir die kruis en die kruisiging? Dan is die antwoord dat ons sal doen wat Asaf gedoen het. Ons moet aanhou om met dade, woorde en optrede God se werke te vertel. Want as ons dit doen,
dan wys ons dankbaarheid vir die feit dat Jesus Christus vir elkeen van ons aan die kruis gesterf het. Ek sluit af met die woorde van Psalm 37. Dis nou die 2020 vertaling, verse 1 tot 5, sê die volgende, hoor mooi. Moet jou nie ontstel oor die kwaaddoeners nie. Moenie afgunstig wees op hulle wat kwaadwillig optree, want soos gras verdor hulle vinnig en soos groen plante verwelk hulle. Vertrou op die Here en doen die goeie. Bewoon die land en waak oor betroubaarheid. Vind jou vreugde in die Here, dan sal hy jou gee wat jou hart begeer. En dan veral vers 5, vertrou jou lewenspad aan die Here toe, vertrou op hom en hy sal optree. Amen. Kom ons dank saam. Hemelse Vader, dankie vir u woord. U woord wat selfs dit wat 3000 jaar gelede geskryf is, vandag nog in die jaar 2025 vir ons as gelowiges 'n wonderlike troos en 'n anker kan wees wanneer ons ook alles sien wat rondom ons gebeur en ons begin twyfel. Hoekom is goddelose mense so voorspoedig? Here, dankie dat ons kan weet dat Asaf uiteindelik tot besinning gekom het, tot 'n belydenis gekom het nadat hy tot 'n ontdekking gekom het. Here, as jy iemand is vanoggend wat miskien ook al gevoel het of nou voel of sal voel soos Asaf, leer vir ons ook om te weet, u is daar, u sal altyd daar wees. U sal op u tyd en op u wyse optree. Here, saam met die kerk oor die land, want ons vanoggend bid veral vir ons gesondheidsdienste, diegene wat hulle self opoffer en moeite doen om ander mense wat siek is, wat swaar kry, wat pyn het, te versorg en te behandel. Ons bid vir ons eie plaaslike gesondheidswerkers hier in die Ketberg, Here, dat u hulle ook op 'n besonderse wyse sal seën. En dankie dat u ook geneesheere, verpleegpersoneel en gesondheidswerkers gebruik om u werk hier op aarde te doen. En nou, Here, lê daar vir ons 'n nuwe week voor, 'n week waarin ons ook weer gestel sal word oor die eise van 'n wêreld daar buite, 'n wêreld wat in 'n groot mate van u afgedwaal het. Ons vra, Here, hou ons in die hand, dat ons sal weet, u is daar, en dat ons alles rustig aan u sal oorlaat, want u sal op die regte tyd optree en doen wat gedoen moet word. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Prys die Heer met blye galme, o my siel, daar's ryke stof, sal solank ek leef met psalme, vrolijk toe by al sy lof, en op wat sy gunst my bied, altyd groot maak in my lied. Halleluja, halleluja, want so behaagde die Heer. Halleluja, 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 want so behaagde die Heer. Halleluja. Zaligheid wat in die lewe, sonder hoop en sonder raad, asof alles vergewe, vlug tot God sy toe verlaat, en op in sy zwaarste dag, op die Heer alleen bly waak. Halleluja, halleluja, want so behaagde die Heer. Halleluja, 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 want so behaagde die Heer. Halleluja.
ontvang die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met jou wees en bly. Amen. Die